So 'n paar weke terug het ek gewaarsku, toe sê ek, hierdie klomp Zionists, hierdie Joodse lobby in Amerika, slyp hulle tande om plan te sien met Tucker Carlson, want hy het 'n geweldige gevolg, meer mense kyk Tucker Carlson as CNN. So, almal luister na hom, hy's 'n geweldige faktor in die Amerikaanse politiek wat mense beïnvloed. Dis asof hy praat saam met die mense, die Amerikaners ondersteun hom, omrede hy pro-Amerikaans praat, en hy het nie ooghare vir die Joodse lobby nie. Hy sê America first, not Israel first, en hy is reg wanneer hy dit sê, want die Amerikaanse regering is maar puppets van die Zionist regering en die Zionist, die Joodse lobby. Nou ja, so hierdie profesie wat ek gegee het, hele paar weke terug, is nou besig om vervulling te gaan. Luister mooi wat sê Tucker. So the other day I found out that the CIA is preparing some kind of criminal referral against me, a crime report, to the Department of Justice on the basis of a supposed crime I committed. What's that crime? Well, talking to people in Iran before the war. They read my texts. So the crime under consideration apparently would be the Foreign Agent Act or something like that, acting as an agent of a foreign power. And I don't expect this to go anywhere. I'm not too worried about an actual criminal case against me for a bunch of reasons. One, I'm not an agent of a foreign power. Unlike a lot of people commenting on U.S. politics and global affairs, I have only one loyalty, and that's the United States, and have never acted against it. Its interests are the only interests I care about because I'm from here and I have a lot of kids. So that's not a concern. I've also never taken money from anybody. Nou die vrou wat hom aangekla het, of seker is, ek glo nie sy is die enigste een nie, is hierdie right-wing activist Laura Loomer, has ignited a firestorm within the MAGA movement by claiming she reported Tucker Carlson to the Department of Justice for alleged FARA violations. Loomer accused the former Fox News host of being an Islamic sympathizer and a Jew hater due to his outspoken criticism of the US and Israeli military operations. Ja, sy is sterk pro-Zionist. Sy is heel moontlik ook 'n Jood. Maar, sy is nogal ouens, sy het 'n ou wat nou gesê het, byvoorbeeld, die tyd dat hulle Gaza, they must flatten Gaza, 'n stad van 2 miljoen mense, moet hulle flatten. En ons sien die Jode het dit gedoen met die hulp van die Amerikaners. En die vraag is, hoekom is hulle nou so gekant teen Tucker Carlson? Wel, Tucker Carlson sê dat daar te veel geld en wapens gaan daar na die Joodse staat toe, terwyl die Amerikaners verarm elke liewe dag. En dit is baie waar. Hy het onder andere gesê, the purpose of the American government is to serve the American people. It's not to serve die Israel ouens, daai Jode, die Zionist state. Hulle is in elk geval, die Jode is nie Israel nie. Hulle het die naam gesteel. Hulle is nie Israel nie, 'n groot hoeveelheid van hulle het geen bloedbande met die Midde-Ooste nie, dis 'n bekende feit. Netanyahu het sy van verander, hy is eintlik nie Netanyahu nie, hy het 'n ander van. Hy het 'n Poolse van. Maar Tucker Carlson is reg, want hy sê not in some abstract way in their way against radical Islam, but in a concrete way, like nicer airports and no crime and decent schools. And if you're totally ignoring all of those on the behalf of another country, it's just not acceptable. So as al jou geld gaan vir die beskerming van 'n ander land, om 'n ander land staande te hou, 'n landjie kleiner as New Jersey, so dit sal seker kleiner wees as die Vrystaat. Nou, wat met al sy bure in vyandskap leef. Jy moet hom nou help met wapens en geld, maar jou eie belastingbetalers moet dit betaal, punt nommer 1, so die geld kom nie terug na Amerika toe nie. En dis hoekom hulle so kwaad is vir hom. Nou hierdie Foreign Agent Wet sê die volgende. The Foreign Agents Registration Act is a United States disclosure statute that requires individuals and organizations acting as agents of foreign principals in a political or quasi-political capacity to make that relationship public. Enacted in 1938 to counter Nazi propaganda, its core purpose is to prevent covert foreign influence
over the US public opinion and policy. Nou sien ek het gaan kyk op die internet, die CIA en die Department of Justice daar in Amerika, hulle trap vreeslik water, hulle ontken dit, maar ek glo Tucker praat die waarheid, hy lieg nie. Want die Jode het hom gedreig. Last week, Carlson allegedly on social media that the CIA is preparing a criminal referral. And he claims this stems from the US government reading his text messages with Iranian officials. Nou, hulle definitief gaan krap in sy foon en op sy e-pos. En toe kom die Department of Justice, US government, and said there's no confirmation from the US government that he's under investigation or facing charges. So hulle is besig om water te trap. Jy sien, hy is nie onderstel om dit te weet nie, maar ek het gedroom, they will take the shirt off his back. Wat beteken, hy gaan 'n helselot regskostes moet begin betaal om hom myself uit die tronk uit te hou. Hulle gaan definitief vir hom kom. Nou, die groot ding hier is daar is agente in die VSA wat moet registreer. Daar is organisasies in die VSA wat moet registreer as foreign agents. Dit wil sê, hulle werk vir 'n ander regering, vir 'n ander land, en dis nie daar's nie Iranese organisasies nie. Ons praat hier van die Joodse lobby. Reg. So die Joodse lobby koop senators en verteenwoordigers in die Kongres in die VSA. Hulle koop hulle met miljoene miljoene. Nou, is dit interessant, daar's baie verslae oor dit. Daar's boeke geskryf, professor John Mearsheimer het 'n hele boek oor die Jewish lobby geskryf. The Guardian het op 'n stadium reveal, dit was in 2024, Congress backers of Gaza war received most from pro-Israel donors. So die ouens in die Kongres en in die Senaat wat stem vir die oorlog, dat hierdie seuns, Amerikaanse seuns en dogters moet gaan beklei vir die VSA, dat die wapens moet vloei na die die Joodse staat toe, is almal ouens wat geld ontvang van die Joodse lobby. Hier's 'n paar, ek het gesien, hier's 'n paar van hulle, 3 mense, $17 miljoen gekry van die lobbygroeps, $17 miljoen. So, dis so 'n neseiertjie wat jy vir jouself opbou. Al wat jy moet doen is, jy moet sorg dat jy die Jode se saak daar in die Kongres en in die Senaat dra. Hierdie, ek dink sy naam is Nick McConnell of so, ek sal die foto's hier bysit, en Ted Cruz, Ted Cruz het 1.2 miljoen ten minste so ver gekry van die Joodse lobby, sodat hy hulle saak daar stel, en hy's openlik, hy sê dit. So, as jy verstaan hoe dit werk, dan is dit 'n groep mense, hulle dubbele burgerskap. Meeste gevalle is hy Amerikaner en hy behoort aan die Joodse staat, so hy dubbele burgerskap, hy het 3 dubbele burgerskap. Oral waar hy nou, hierdie multimiljonairs, so hy's 'n pro-Zionist, ouens soos Larry Ellison, Zuckerberg, hierdie pornografiese sites, OnlyFans, daai ouens, hulle gee groot geld vir die Joodse lobby en vir die Joodse staat. En dan wat hulle doen is, wanneer jy in 'n verkiesing staan, daar in Amerika, sê maar ek wil staan vir Kentucky of so, en nou is daar 'n verkiesing, dan kom die Jode lobby na jou toe en sê hulle, jong, ons gaan jou befonds, ons gaan vir jou baie geld gee, ons gaan sorg dat jou gesig op die televisie is en jou plakate betaal en wat, mooi etes maak en jy kan al die ryk mense nooi, ons gaan sorg dat ons jou druk vir hierdie verkiesing, ons gaan sorg dat jy wen, maar as jy wen, gaan jy sal ons saak daar in die Kongres en in die Senaat, jy gaan stem vir ons wetgewing wat die Joodse staat bevoordeel. En 'n ou wat dit mooi verduidelik is Thomas Massey. So luister 'n bietjie wat sê hy. Everybody but me has an AIPAC person. What does that mean, an AIPAC person? It's like your babysitter, your AIPAC babysitter, who is always talking to you for AIPAC. They're probably a constituent in your district, but they are, firmly embedded in AIPAC. And every member has something like this? I don't know how it works on the Democrat side, but that's how it works on the Republican side. Why have I never heard this before? It doesn't benefit anybody.
Why would they want to tell their constituents that they've basically got a buddy system with somebody who's representing a foreign country? So die Joodse lobby is glad nie geregistreer as 'n foreign agent nie. Ek dink die laaste ou wat nou nogal daaroor gepraat het, was Robert Kennedy. Nou ja, en toe sy ook vermoor. Wat hy wou gehad het, hulle moes registreer as 'n foreign agent. So hierdie moeilikheid het ons al gesien in die 60er jare was hierdie 'n probleem. Nou, wat vir my belangrik is die hoeveelheid geld wat na die Joodse staat toe gaan. So die Joodse lobby wil nie registreer as 'n foreign agent nie. Hy kon hom nog elke keer homself so verander en so werksaam is, dat die FBI en die CIA nou nie bereid is om na hom te kyk nie, maar Tucker Carlson is die probleem, want hy vat hierdie spending en hierdie betrokkenheid van die VSA om die Jode regering aan die gang te hou en die Jode staat te beskerm, hy het dit aangevat. So die oomblik omdat hy hulle aangevat het, wel nou is hy die vark in die verhaal. Maar as jy bietjie gaan kyk, hier is the summary of the key findings from a report regarding US spending from October 2023 to October 2025. So die direct military aid to Israel, tot die Zionist state, dit is nie Israel nie, is $21,7 biljoen gewees in totaal. Min of meer, so ver. So in die tyd van Biden het hulle ten minste $17,9 biljoen spandeer daar. En in die tyd van Trump nou, so ver $3,8 biljoen. So hier is baie geld. En om die Jode te beskerm met hulle militêre, met hulle vliegtuie en hulle basisse en die missiele, etc. Dis geld wat nou nog bykom, is so ver enigiets tussen 9 en 12 biljoen om die militêr, die weermag aan die gang te hou. So hierdie Joodse staat is 'n geweldige drein op die Amerikaners se lewenstyl. En soos ek sê, die ouens wat werk vir die Jode lobby is openlik dat hulle daar is vir Israel first. So ek kies 'n ou, hy moet nou kyk dat dit beter gaan in my area. Ek is nou in Texas of so, mens kies 'n man soos Ted Cruz. Hy moet nou vir ons kyk dat dit beter gaan, die misdaad minder is, die ekonomie beter is. En wanneer hy daar kom, daarbo, wel dan skree hy vir die Jode en die Jode se staat. Luister mooi, hierdie ou is 'n verraaier. Hoekom hy nog daar sit, weet net hulle alleen. Maar dit wys jou hoe vrot blikwurms is die Amerikaanse regering. Dit is nie veel beter as die ANC nie. I came into Congress 13 years ago with the stated intention of being the leading defender of Israel in the United States Senate. Great. And I've worked every day to do that.